King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Pieter de Tooy, ons nuuspersoon van die week. Wat 'n opwindende week, goeiemôre ook aan jou. Môre Dawie, wat 'n opwindende 3 weke. 3 weke, inderdaad. inderdaad. Die eerste begroting ter tafel gelees en uiteindelik die tweede begroting die afgelope Woensdag. So fascinerende politieke 3 weke om te sien hoe hierdie proses uitgespeel het, die onderhandelings tussen die DA, die ANC, jy weet 'n subkomitee van die kabinet wat gereeld vergader het. Jy weet ek verneem daar was maar warm gesprekke gewees. Harde woorde het 'n paar keer geval. Maar nog is het einde niet. Jy weet die begroting begin nou eintlik. Hier is so baie dinge wat mense eintlik kan aanraak. Ja. Maar een ding wat uitstaan wat almal van praat is natuurlik die BTW-verhoging. So ek dink hierdie ding dit gaan nou nie meer oor BTW nie. Dit gaan nou net daaroor wie se sin gaan hy uiteindelik kry. Gaan dit nou die ANC wees of dan nou die minister van Finansies of die DA of nie. Ek ben hierdie mense is nou besig hierso met wat hulle noem horstryding. Ja, en dit gaan erger raak. Die horstryding gaan erger raak. Net op jou eerste punt. Ja, jy weet, ek dink die frustrasie is dat dit uiteindelik 'n politieke proses in plaas van 'n ekonomiese proses of 'n finansiële proses was. Natuurlik is die begroting 'n politieke dis 'n politieke proses. Dis 'n politieke geleentheid want dit gaan oor wat 'n regering se politieke prioriteit is en hulle besluit waar om geld te bestee. Maar hierdie is die eerste keer wat die ANC nie kon doen wat hy wou in die begrotingsproses nie. Onthou vir 30 jaar lank het die ANC, wat die regerende party was, 'n begroting saamgestel aan die hand van nasionale tesourie. Dit is voorgelê in die parlement en is eenvoudig ingestem en aanvaar en geen hane daarna gekraai nie. Nou word elke deel van die begroting betwis, want die ANC het nie meer die meerderheid nie. So die proses wat nou voorlê, Dawie, daar's 4 stukke wetgewing. Maar dis waaroor ek jou nou vra. Wat gebeur as die goeders nou nie goedgekeur word binne sekere tyd nie? Wat is daai dinge vinnig? Wat nou moet volgende gebeur? So daar's 'n paar dinge wat nou gaan gebeur. Daar's 4 stukke wetgewing wat 3 stukke wetgewing en 1 raamwerk wat in 'n komitee goedgekeur moet word. Dit moet goedgekeur word deur die nasionale vergadering. Die begroting is eintlik 'n stuk wet. Dis 'n wetgewing wat elke jaar voorgelê word in die nasionale vergadering en die LPs moet dit goedkeur. Die verlede het die ANC dit eenvoudig goedgekeur want hulle het die meerderheid. Nou het hulle nie meer die meerderheid. Nou staan 3 stukke wetgewing. Die verdeling van inkomstewet, die toewysingswet, die appropriation bill en dan die inkomstewet wat basies die belastingvoorstel is. Ja, maar julle eers is die raamwerk. Eers die raamwerk wat goedgekeur moet word. So binne die volgende 16 dae, Dawie, moet hierdie raamwerk goedgekeur word. Maar partye kan veranderinge aanvra, weet weer eens moet daar 'n meerderheid wees en die kleiner partye gaan natuurlik goed wil deurdruk wat hulle wil deurdruk. Dan na die 16 dae verby is daar 35 dae wat die verdeling die verdeling van inkomste goedgekeur moet word in die parlement. Ook 'n Division of Revenue. Division of Revenue. Ja. Maar daar kan partye ook sê maar ek stem nie saam met jou met dit nie, ek stem nie saam met jou met dit nie. Ek soek dit in die wet en ek soek daai in die wet. As jy dit nie vir gee nie, gaan ons jou nie ondersteun nie. So weer eens gaan daar horstryding wees en dan die toewysingswet, die appropriations bill, wat 4 maande het om deurgevoer te word. Maar die punt is, ons was nog nooit in 'n situasie waar die begroting lyn by lyn waar daar 'n twist gaan wees oor items maar nie. So teoreties kan ons op 'n punt kom wat die ouens sê dat die wetgewing word nie aanvaar nie. En dan is daar nie geld nie. En dan sit ons nog steeds met die vorige jaar se begroting wat sekere beperkings plaas op wat die staat mag doen en nie mag doen nie. So dit is 'n gevaarlike tyd en 'n onsekere tyd waarin ons is. Aan die een kant is dit 'n goeie ding dink ek, Dawie, dat hierdie oop proses is, dat daar debatvoering daaroor is. Aan die ander kant wil ek definitief nie hê dat partye soos die EFF en die MK party wat vernietigende organisasies is, insaam moet hê in wat die staat moet doen nie. So dit gaan interessant wees om te sien hoe daai horstryding, soos wat jy sê, gaan uitspeel. Opwinding op opwinding. Dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai kom maak het. Dit hou nie op nie.